nooit kon indink dat God in 2 weke se tyd so baie vir ons kan. En ek gee vir hom al die eer vanmôre. Dit is ek wil die woord van die Here met u deel vanmôre uit Johannes hoofstuk 3 vers 16. As ek vanmôre 'n titel aan hierdie boodskap kan sit, ek is nie die ou wat titels gee nie, maar as ek 'n titel vir hom kan gee, dan sal dit sê die liefde van Jesus. Die wat laasweekie was, sou onthou, ons het gepraat oor moenie vir God 'n spaarwiel maak. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Geliefdes, ek wil hê jy moet jouself gou indink. Ek gesels gisteraan met die oom en gee my 'n bietjie agtergrond van sy lewe. En ek kom by die huis en ek gaan huil by die Here en ek sê, Here, hoe is dit moontlik dat 'n man nog kan staan wat dit wat hy deel is en hy kan nog steeds vashou in die liefde van Christus? Amen. En die Here sê, want so lief het ek jou gehad, en dat ek my enigste seun gegee het, sodat jy nie verlore gaan nie. En ek begin besef oor, ek kan nie praat nie, ek het nog nooit 'n kind verloor nie. Ek het al my pa verloor, maar ek probeer myself in die prentjie situasie sit van hoe dit moet voel om 'n kind te verloor. Die natuurlike wet van die natuur sê, 'n kind moet 'n ouer begrawe. Die natuur sê nie dat die ouer die kind moet begrawe. En ek probeer myself indink van, hoe moet dit daardie gevoel binne in jou? En ek kan ook daardie gevoel. Nou begin ek myself terugspeel, ons het 'n DVD gekyk so ek terug oor Passion of the Christ. Dit gee vir jou 'n halwe, ek sal nie sê dit is presies wat was nie, maar dit gee vir jou 'n halwe indikasie van wat Jesus moes deurgegaan het die dag van sy kruisiging. Nou moet jy begin besef dat die woord van die Here verklaar dat hy was vermink gewees. Nou as jy vermink is jy onherkenbaar. Met ander woorde, jou familie kan nie jou kom, maar hulle gaan nie kan herken nie, want hulle weet nie wie daar lê. Christus was onherkenbaar geslaag. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen oor hierdie Suid-Afrikaanse taal, die sweep waarmee hulle hom geslaan het. Die het sulke hakkies aangehaal. So in elke slag wanneer hulle vir Jesus geslaan het hulle 'n stuk van sy vlees uit sy liggaam uitgetrek. En baie van ons dink dat die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het en die bloed gestort van ons sonde, dit is so. Daar was bloed. Maar as jy mooi kan onthou wat die skrif sê, dat aan die kruis het hy die spies in sy sy gesteek en daai water uit sy liggaam gekom. Weet jy dat daar nie meer bloed in sy liggaam was? Die dag in daardie kort jaar by die Egiptenare toe die eerste hou geval het, daardie dag, daardie oomblik, het die eerste druppel bloed geval vir my en vir jou. Amen. As ek my toon stamp, ek is 'n goudleier, so as ek baie koud drink, dan kry my toon seer, dan sukkel ek om te loop. Nou vra ek myself, Here, hoe is dit moontlik dat U onherkenbaar geslaan is? Daar is nie eens meer bloed in die liggaam nie, maar U het nog steeds die kruis opgetel en geloof. Dan kom die Here en roep hy ons vir iets, Nangasabandasa. Dan sê hy vir ons, ek wil hê jy moet vir my hierdie taak verrig. Here, maar as ek hierdie taak verrig, dan het ek nie geld nie. En jy hy oor allerhande
siektes en Moses kon nie praat nie, en die Here het vir hom Aaron gegee, en weet jy, so lief het God die wêreld gehad, dat jy wat nie weet eintlik watter kant toe om te gaan. Wat dink jy weet, maar eintlik weet jy nie. Toe kom God en hy stuur sy enigste seun in aarde, en hy sterf van 'n kruis. Amen. Vanmôre wil ek hê jy moet besef dat die liefde van God was vir ons so groot. Yes. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Amen. Ek is nie 'n hoogheilige mens. Ek staan nie op 'n platformpie nie. As jy ooit enige platform hier bou, skryf asseblief my preekstoel net tot onder die platform, want ek wil nie op die platform staan. Want ek is nie bokant die gemeente nie, ek is gelykstaande aan die gemeente, want Christus sê, ons is een. Amen. Amen. Ja. 'n titel maak nie vir my 'n beter mens as die mense in die bank nie. Ek was 'n sondaar gewees. As ek julle moet vertel waar die Here my gaan uithaal het, dan sal julle skok en sit vanmôre. Maar ek weet toe ek daaronder in die diep moddersluite van die aarde gaan lê het, en niemand my meer 'n kans wou gee nie, toe kom Christus by my en hy sê, hier is my hand, my seun. Amen. Kom dat ek jou optel. So lief het God ons gehad. Vanmôre wil ek u gou 'n skokkende staaltjie vertel. Weet u dat God genadeloos is? Dis die waarheid. God het nie genade nie. Wanneer is reg as die reine waarheid? Gaan lees Genesis gou. God het nie genade nie. En ek kan dit vir u bewys. Toe Moses die volk hy oor water. Wat het die Here vir hom gesê om te doen met die rots? Hy moes hom 3 keer kap. Nee, ek moet praat. O, skus. Hoe slaan hy? O, okay. Wat was sy straf geweest? Hy sê maar Hy sê die beloofde land het gewandel. God het gesê jy sal hom sien, maar hy sal nie gaan. Amen. Was die genade daar? As jy Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri gaan lees, die wetboeke van God, dan sal jy agterkom dat as hulle gefouteer het, is hulle doodgegooi met klippe. Waar is die genade daarin? Daar's geen genade gewees vir hulle nie. Omdat jy nou met 'n ander vrou weggeloop het, moet jy doodgegooi word met klippe. Daar's nie genade daar nie, tannie. Maar weet jy, toe kom die Here Jesus af en hy sê vir sy Vader, stuur my na die aarde toe, sodat ek kan gaan sterwe vir genade intree vir die kinders van U. Weet jy ook dat ons as mensdom het geen aanspraak op die hemel gehad? Is die reine waar? Want die Israeliete is God se uitverkore volk. Maar die oomblik toe die Here Jesus gesterf het, daardie oomblik, toe die voorhangsel van die tempel geskeur, Amen. daardie dag, wat 'n blye dag was dit nie. Want daardie dag het ek aanspraak tot die hemel gekry by God. Daardie dag het ek 'n direkte lyn gekry na God toe en mag ek die koninkryk van God ingaan. Yes. Dit is vir my so wonderlik om te weet dat Jesus, die God van hemel en aarde, vir my so lief is. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die sonde. Jy sien, dit is dieselfde prinsip wat gebeur het in die Ou Testamentiese wêreld het, as jy gesondig het jy na die hoofpriester gegaan en jy het gegaan met jou bokkie of jou skaap of jou duif. Dit moes geslag geword. Jy sien, want daar moes bloed gevloei het, so daar vergifnis kan kom
vir die sonde. En toe kom die Here Jesus en hy was die volmaakte lam wat geslag is vir my en vir jou. Daarom sê hy dat ons het genesing gekry vir ons sonde deur die bloed wat gevloei het. Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs aan die kruis het Jesus liefde en vergifnis getoon. Weet jy wat is my so wonderlik van dit? Toe die Here Jesus aan die kruis hang, stikkend geslaan, vermink, oneindiglik in pyn. Hulle steek ons nog met 'n spies. Hulle bespot hom hier langs hom en nog steeds. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Laat iemand nou net my voertuig buite stap. Dan sal julle nog vandag sien wat 'n pastorie kan raak. Want dis die mens wat ons raak, dis die mens binne in jou wat tevoorskyn kom. Is die waarheid? Of hy gou spark. Laat die taxi net gou voor jou inry. Ja. Dan sal jy vinnig agterkom dat die menslikheid binne in jou gaan na tevoorskyn kom, want ons staan nog nie begrawe. Laat die net vertel die kwaad maak, hoor. Laat hulle net iets doen wat nie moet gebeur. Laat hulle oor 'n ander posisie. Is die waarheid deel? Is die reine waarheid? Maar hier hang die Here Jesus aan 'n kruis, stikkend. En nog steeds toon vergifnis. Amen. Matteus 11:28, hier kom die mooi deel. Die mooi van die mooi. Hy sê, kom na my toe, almal wat nie probeer het. Ja, maar wat bemoeid en belast is. Jy seker? Ja. Dan wie moet na die Vader kom? Want ek dink nie ek ken iemand op die aarde wat nie probeer het. Die Here sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belast is. Ek sal dit as. Dit is nogal vir my. Ek dink die Here, vanmôre ek wens julle kan nie 'n bietjie my gedagtes inklim as julle die prentjies sien wat afspeel in my gedagtes van die godheid en die grootheid van God. Jeremia 29:11 sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Prys die Here. Jesus se liefde is die lig waarin ons deurbreek. Jy sien dat wanneer jy bemoeid is en belas is, wanneer jy nie fancy voertuie het nie, wanneer jy nie fancy suits en wat is daai grand suits wat die mans aantrek, dis daar en die vrouens het seker Chanel hands, is nie Chanel handsakke nie, daai ek dink jy goed kos iets so 6 of 7. Ek sê so iets, né? Dit is hierdie handsakke, ek weet nie van wat, die goed seker van goud gemaak of iets, maar as jy dit nie het nie, dan skuif die gemeenskap jou een kant. Ek kan julle beloof dat die kerk vol mense is, en ek kom hier met 'n stikkende broek en 'n stikkende hemp, is die kerk leeg. Ja. Is die waarheid? Ja. Laat jy nou vanmôre net 'n boemelaar instap, dan kan ek julle beloof. Dan stap die kerk. Ja. As ek julle gesê ek kan nie prosperiteit gee, ek sal. Amen. God wil nie prosperiteit gee vir die waarheid. Yes, amen. Laat die boemelaar instap vanmôre. Dan gaan julle weer vandag aan 'n prentjie sien. Maar toe hy by God gekom het, by Here Jesus gekom het, wat het Here Jesus gedoen? Hy het vir ons gegee. Dit is sy liefde. Amen. Wat hy vir ons het. 2 Korintiërs 5:17. As iemand in Christus is, hoor baie mooi vanmôre. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek was, ekskuus vir my slangtaal vanmôre, ek was gemors gewees. My vrou kan dit getuig vanmôre.
Maar die moment toe die Here Jesus in my lewe kom, en ek vir my bekeer, my hart uitbely, en my laat doop, wat die skrif sê, toe word ek 'n nuwe skepsel. Amen. Amen. Opgewonde, in vlam vir Jesus. Is dit nie wonderbaarlik nie? Amen. Romeine 8 vers 38 sê, niks sal ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus. Amen. Weet jy dat baie mense dink dat die sonde gaan jou skei van die liefde van Jesus, wat eintlik nie waar is nie. Die Here Jesus wil net hê dat jy moet berou hê met jou sonde. Jy sien koning Dawid, ek dink koning Dawid was seker een van die, hulle sê koning Salomo was, maar ek dink koning Dawid was die mees slimste mens op die aarde. Want jy sien koning Dawid het gefouteer, en nog steeds het God gesê, dit is my liefling daar. Ja. Jy sien, as hy gefouteer het, en koning Dawid het gefouteer. Hy het gehoreer, hy het moord gepleeg, hy het tot 'n vrou se man laat doodmaak, omdat hy haar wil gehad. Maar nog steeds het God gesê, dit is my liefling daar. Amen. Maar weet jy, hoekom het God dit gesê? Want jy sien, koning Dawid het begin besef waar sy krag vandaan kom, want hy het gesê, ek staan my oop met die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En jy sien, hy het begin besef wat sy krag is daar. Nou het hy gefouteer en hy besef ek het gefouteer. En net daar, Here, ek is jammer. Amen. Net daar. Hy het nie omgegee wie vir hom gekyk het nie. Hy het nie omgegee of hy 'n mooi voete gehad het nie. Hy gee nie om sy baie kinders en vrouens daar was nie. Hy daar en dan, God, ek is jammer. Prys die Here. En sien, daardeur kan niks ons skei van die liefde van Jesus. Ons moet net sê, ons is jammer. Daagliedere 3 vers 22. Sy trou is elke môre nuut. Hier kom die wonderlike deel. Dat elke oggend, wanneer jy jou oë oopmaak, dan is die genade van die Here Jesus nuut. Dan bekommer hy hom nie meer oor gister nie. Hy bekommer hom nie oor môre nie. Bekommer oor nou. Want sy trou, sy genade is opnuut vir my en vir jou. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg is om te weet dat opnuut het Jesus vir ons genade gegee vanmôre. Jy sien, vanmôre is u nie wakker geword omdat u oulik is nie. Ek dink jy is ander oulik. Maar Jesus het 'n plan met jou lewe en daarom het hy vir jou genade getoon. Daarom het jy vanmôre wakker geword. Amen. Ek prys die Here vanmôre. Amen. Die grootste bewys van Jesus se liefde is dat hy sy lewe vir ons gegee het. Ek wil vanmôre vir u vra dat as hulle vanmôre hier aankom en sê jy moet kies vanmôre Christus of jou vrou, wat gaan jy kies vanmôre? As hulle by jou kom en vir jou sê jy moet kies vir loon Christus of ek maak jou kinders dood, wat gaan jy vanmôre kies? En dit is baie maklik om te sê ek gaan Christus kies. Want nie een wat ek al gevra, het ek daar die vraag gevra nie, hoe maklik is dit om te sê ek gaan Christus kies? Totdat daardie oomblik in jou lewe kom. Ek dink nie dat dit was vir God 'n baie maklike keuse gewees om sy seun te gee. Amen. En so baie kere misbruik ons dit. Dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jy weet, daardie dag toe hy sy liefde vir ons uitgestort het.
herhaal ons op 'n daaglikse basis. Elke keer as ons sondig, dan kruisig ons hom weer. Elke keer as ons weer sondig, dan kruisig ons Jesus weer. Vanmôre wil ek die gedagte by u laat dat die Here jou onverwaarlik Amen. ver voor u tempels. Maar ek wil vanmôre vir jou vra dat wanneer jy hierdie week ingaan, dat jy hierdie week ingaan met 'n oop denkwyse, dat dit wat jy gaan doen in hierdie week, wat jy gaan mooi nadink is dit gepas vir Christus? Ja. Of gaan ek hom weer kruisig? Paulus skryf in Romeine, hy sê dat ons moet heilig lewe. Ons moet probeer om te lewe soos die Here Jesus geleef het. Jesus gee die opdrag, hy sê, wees heilig, want hy is heilig. Amen. Kom ons gaan hierdie week uit, geliefdes, en ons probeer om te lewe soos Christus geleef het. Baie dankie.